Welkom en dankie dat jy by my aansluit vir Taxbreek. Hierdie is 'n potgooi oor Suid-Afrikaanse belasting vir Suid-Afrikaanse belastingkundiges en praktisyns. My naam is Pieter van der Swan en in elke episode gesels ek oor 'n aspek of 'n onlangse ontwikkeling in Suid-Afrikaanse belasting. En ek doen dit in Afrikaans. Ek probeer verder om elke episode kort genoeg te hou dat wanneer ook al jy 'n breek nodig het, jy gou na die episode kan luister. So met 2025 wat in volle swang weer aan die gang aan die kom is, het ek gedink dis 'n goeie geleentheid om miskien oor 'n onderwerp te gesels waaroor ek nogal teen die einde van laas jaar 'n hele klompie navrae ontvang het. En ek sal graag weer wil gesels oor wat is die kernbeginsels wat hiermee verband hou. So die vraag is, as 'n eiendomsontwikkelaar residensiële eiendom ontwikkel vir doeleindes om dit te verkoop, maar dan begin om dit uit te verhuur, wat is die BTW-effek hiervan? Nou, mens kan waarskynlik spekuleer oor hoekom die vraag so 'n bietjie meer gereeld laas jaar opgekom het. My raaiskoot sal waarskynlik wees dat met die relatiewe hoë rentekoerse dit nogal moeilik was om eiendomme te verkoop, vir kopers miskien om finansiering te kry, maar ek is nie 'n ekonoom of 'n eiendomsspesialist nie. Die beste wat ek kan doen is om 'n bietjie te gesels oor die belastingimplikasies. Goed, so kom ons kyk wat is die relevante beginsels. So as 'n eiendom uitverhuur word as 'n woning, soos wat die Engelse wetgewing daarna verwys as 'n dwelling, onder 'n verhuuringsooreenkoms, dan is die lewering van daai eiendom 'n vrygestelde lewering. So vrygestelde lewering natuurlik beteken daar's geen BTW op die lewering wat gemaak word, maar die ondernemer wat die lewering maak, kan ook nie die insetbelasting op daai lewering eis nie. As aan die ander kant die eiendom opgerig word met die doel om te verkoop of verkry word met die doel om te verkoop, dit is nie 'n vrygestelde lewering, dis 'n belasbare lewering en die ondernemer kan die insetbelasting daarop eis. So as ons dan in 'n scenario is waar die eiendom aanvanklik gebou word met die doel om te verkoop, om 'n belasbare lewering te maak, dan sou die ondernemer, die eiendomsontwikkelaar, insetbelasting daarop geëis het. Die kwessie is, as ons dan nou oorskuif van 'n belasbare lewering na 'n vrygestelde lewering, dit het 'n BTW-aanpassing tot gevolg, en dis 'n uitset BTW-aanpassing. Die artikel in die BTW-wet wat hierdie aanpassing reguleer is artikel 18 sub 1, en dit ag dat die goedere teen die markwaarde daarvan gelewer is. So baie belangrik, die markwaarde, nie die koste, en ook nie noodwendig net jou BTW draande kostes nie. So dit is baie moontlik dat hierdie markwaarde aanpassing vir jou 'n hoër uitsetbelasting kan gee as dit wat die insetbelasting was wat die ondernemer geëis het. Nou, as ons dan nou gaan kyk, wanneer vind hierdie verandering in gebruik plaas? SARS het 'n hele paar publikasies oor hierdie spesifieke onderwerp, onder andere benoemde algemene aanwysing 64 of in Engels Binding General Ruling number 64. So wat hierdie aanwysing vir ons sê, en SARS se siening wat hulle daar het, is dat jou verandering in gebruik gebeur wanneer die verhuuring begin, selfs al is dit tydelik van aard. Nou, saam met hierdie verandering, ons het nou reeds gepraat oor die tydsberekening van die verandering, en wat eintlik dan nou sê, wanneer die verhuuring begin, het jy hierdie koste tot gevolg, so die tydsberekening van wanneer die uitsetbelasting moet vloei, kan problematies wees vir 'n ontwikkelaar, maar dan ook die kwantum, soos wat ek eintlik reeds na verwys het. Jy is aan die kyk na 'n bedrag wat op die markwaarde van die eiendom gebaseer is, nie noodwendig die koste. Nou, wat 'n mens wel in gedagte waarskynlik behoort te hou, is dat in 'n eiendomsmark wat onder druk is, kan die markwaarde dalk 'n bietjie laer wees, maar dit nie noodwendig dalk net gelyk aan die koste nie. Nou, om vir eiendomsontwikkelaars 'n bietjie van 'n toegewing te gee, het die BTW-wet voorheen artikel 18 hoofletter B gehad. En wat hierdie bepaling gedoen het, was om te sê dat as jy as 'n ontwikkelaar begin om residensiële eiendom wat ontwikkel is met die doel om te verkoop tydelik uit te verhuur, en wat of dit nou tydelik is of nie is 'n feitevraag,
dan kon die ontwikkelaar tot en met 36 maande die geleentheid gekry het om hierdie verandering in gebruik uit te stel. So daar was geen koste gewees nie. En as die 36ste maand dan aanbreek, dan het die artikel 18.1 uitset aanpassing plaasgevind. Nou ongelukkig hierdie toegewing het reeds in Januarie 2018 tot 'n einde gekom. Toe was daar 'n lang tyd waar daar geen toegewing was en dit is vervang met effek van 1 April 2022 deur artikel 18 hoofletter D, wat dan nou, so waar 18B altyd bedoel was om 'n tydelike toegewing te wees, is 18D 'n permanente toegewing. So 18D is in 2022 ingestel met 'n paar wysigings sedertdien. So wat artikel 18D dan nou doen, dit wanneer die verandering in gebruik gebeur, so met ander woorde wanneer die verhuuring gebeur, moet die ondernemer die insetbelasting wat op die eiendom geëis is, as 'n uitsetbelasting aanpassing gaan verklaar. Hoe die wetgewing dit regkry is dat die geagte lewering vind plaas teen die aangepaste koste van die eiendom. Aangepaste koste, as ons na die definisie daarvan in die BTW-wet gaan kyk, verwys eintlik maar na jou BTW draande kostes wat jy aangegaan het om die eiendom te kry. So daar's 'n toegewing in die sin dat die basis waarop die uitsetbelasting aanpassing is laer behoort laer te wees as die markwaarde van die eiendom. Natuurlik hierdie toegewing geld nog steeds net as die verhuuring tydelik van aard is. As die verhuuring dan nou aanhou vir langer as 12 maande, selfs al is dit tydelik van aard, dan word die aanpassing opgestoot na dit wat dit sou gewees het onder artikel 18.1. So met ander woorde na 'n markwaarde aanpassing toe. Die meganisme in die wetgewing hoe dit gebeur is, daar's 'n artikel 18.1 uitset BTW aanpassing, so met ander woorde 'n aanpassing op die markwaarde, met 'n inset BTW aanpassing wat vir die bedrag wat reeds betaal is onder artikel 18D. En die netto effek van hierdie twee gee dan nou vir jou hierdie, as ons dit 'n top-up kan noem, van die uitset BTW na wat dit in elk geval onder artikel 18.1 sou gewees het. Nou hierdie inset aanpassing, of soos wat SARS daarna verwys in die aanwysing, die clawback bepaling, se bewoording dek nie noodwendig al die scenario's behoorlik nie, en daarom het SARS artikel 72 aanwysing gaan uitreik. Dit is dan nou Binding General Ruling nommer 64. As ons verder gaan, as mens uit 'n inkomstebelasting oogpunt kyk, hierdie scenario het 'n hele paar interessante inkomstebelasting vrae wat dit ook na vore bring. Dis nie iets wat ek vandag noodwendig gaan bespreek nie, maar ons kan dalk, dit is dalk 'n onderwerp vir 'n toekomstige episode. So om af te sluit, die kwessie, as mens gaan kyk na 'n ontwikkelaar wat eiendom opgerig het met die doel om te verkoop en dit dan begin verhuur, die groot kwessie of die onderliggende beginsel is, daar's 'n verandering in gebruik, en dit wat mens moet gaan oorweeg is die tydsberekening wanneer die verandering gebeur, sowel as die kwantum van die BTW wanneer die verandering gebeur. Die huidige reëls, soos wat dit in artikel 18D staan, sê wanneer die aanpassing gebeur, so met ander woorde wanneer die verhuuring begin, is daar 'n aanpassing wat die inset BTW net omkeer. 12 maande later word hierdie aanpassing opgetop na 'n uitset BTW op die markwaarde van die eiendom, soos wat dit in elk geval sou gewees het. Dis dit vir vandag se episode. As jy enige kommentaar het op die episode of voorstelle vir toekomstige episode, stuur asseblief vir my 'n e-pos. My e-posadres is in die notas tot die episode. En miskien maar net weer 'n herinnering, soos altyd, niks in hierdie episode is bedoel om belastingadvies te wees of selfs om 'n plaasvervanger vir belastingadvies te wees nie. Tot volgende keer. Totsiens.